In die volgende paar weke reis ons in die boek van Jakobus, met die bril en die begeerte om te groei in ons verhouding met mekaar, nie net met die Here nie, maar ook met mekaar. En soos ek lees vandag uit die message parafrase, nooi ek jou om aandag te skenk aan die metafore en die temas wat Jakobus ons na toe nooi. Post this at all the intersections, dear friends. Lead with your ears, follow up with your tongue, and let anger straggle along in the rear. God's righteousness doesn't grow from human anger. So throw all spoiled virtue and cancerous evil in the garbage. In simple humility, let our gardener, God, landscape you with the word, making a salvation garden of your life. Don't fool yourself into thinking that you are a listener when you are anything but, letting the word go in one ear and out the other. Act on what you hear. Those who hear and don't act are like those who glance in the mirror, walk away, and 2 minutes later have no idea who they are and what they look like. Anyone who sets himself up as religious by talking a good game is self-deceived. This kind of religion is hot air and only hot air. Real religion, the kind that passes muster before God the Father, is this: reach out to the homeless and loveless in their plight and guard against corruption from the godless world. Daar is iets wat ek van verhoudings leer, iets wat ek al hoe meer begin besef. Ons dink gewoonlik dat verhoudings vir ons wys wie die ander persoon is. Maar as ons eerlik is, openbaar verhoudings baie keer iets anders. Hulle wys vir ons wie ons is. En dink net aan die mense wat jy die meeste oor jouself al geleer het. Dit was selde die mense wat vir jou dinge gemaklik gemaak het. Dit is gewoonlik mense waarmee ek gebots het. Mense wat my teleurgesteld het. Mense wat nie gereageer het soos ek gehoop het hulle sou nie. Konflik leer ons iets oor onsself wat geen selfhelpboek kan nie. Kritiek ook. Misverstande ook. Die lang stilte na 'n gesprek wat skeef geloop het, wys gewoonlik iets in my wat ek nie geweet het daar is nie. En vandag in ons teks sien ons Jakobus weet dit. Hy begin nie hierdie gedeelte by die ander persoon nie. Hy begin by jou. Hy begin by my. By wat in ons gebeur wanneer die druk kom. Wanneer iemand iets sê wat jou trigger. Wanneer verhouding skuur. En dan sê hy, wees vinnig om te luister. Wees stadig om te praat. En wees stadig om kwaad te word. En daarmee stel hy die vraag wat hierdie hele reeks eintlik oor gaan. Ken jy jouself werklik? En ken jy jouself in verhouding met die mense om jou? Hy sê vir ons, wees vinnig om te reageer. Hy beskryf iets wat ons almal in vandag se tyd goed ken. Al het hy dit byna 2000 jaar gelede geskryf. Vinnig om te praat, vinnig om kwaad te word, is die ritme van ons tyd. Ons leef in 'n wêreld wat onmiddellike reaksie verwag en dit beloon. Op sosiale media, in gesprekke, in vergaderings, niemand wag meer nie. Niemand luister werklik nie. Ons luister om terug te antwoord, nie om te verstaan nie. Maar Jakobus sê, hierdie is nie 'n sosiale media probleem nie. Hierdie is 'n hartprobleem. En ek dink baie van ons besef nie hoe reaktief ons geraak het nie. En in hierdie skrifgedeelte, hierdie preek vandag, voel dit vir my asof die Here baie grootliks met my praat ook. Ek voel altyd ek preek vir myself, maar vandag voel ek hoe die Here en die Heilige Gees my kom oortuig oor die reaktiwiteit waarmee ek leef, waarmee ons leef, waarmee jy leef.
Jy sien daar die reaktiwiteit in ons wanneer ons vinnige verduidelikings het wanneer iemand ons kritiseer. En die manier waarop ons die gesprek terugdraai na ons kant toe voordat ons die ander persoon laat klaar praat. En die verdediging wat al opgebou is terwyl die ander persoon nog besig is om orde te gee aan hulle gedagtes deur hulle woorde hardop te sê. In daai oomblik wanneer ek daai WhatsApp boodskap tik. En dan vee ek hom uit want ek weet dit is nie die regte ding om te doen nie. Maar tog stuur ek dan nog steeds, tik ek hom weer en stuur weer. Hier is die eerlike waarheid wat Jakobus wil hê ons moet sien. Baie van ons is nie eintlik besig om lief te hê in daardie oomblikke nie. Ons is besig om onsself te beskerm. Daar was 'n oomblik in die Ou Testament wat hierdie blindheid perfek illustreer. Die profeet Nathan kom na koning Dawid toe, die man wat God se eie hart, 'n man na in God se eie hart, die psalmskrywer, en hy vertel hom 'n storie. Hy sê oor 'n ryk man met baie, het 'n arme man se enigste lammertjie gaan steel. En Dawid brand met hierdie regverdige verontwaardiging en hy sê, daardie man verdien die dood. En Nathan kyk hom in die oë en hy sê, maar jy's die man. Jy's die man. Die ongelooflike ding is dat Dawid se woede eg was. Hy kon onreg in iemand anders se lewe sien met absolute duidelikheid. En hy was op dieselfde oomblik volslae blind vir presies dieselfde ding in sy eie lewe. Dis wat reaktiwiteit met ons doen. Dit gee ons perfekte sig vir die foute van ander. En laat ons bly in ons eie blinde kom. En dan sê Jakobus, menslike woede bring nie die lewe voort wat God verlang nie. Is 'n eina sin. Want ons eerste reaksie is gewoonlik, maar ek is reg. En miskien is jy. Miskien is jou frustrasie regverdig. Miskien het die ander persoon werklik iets verkeerd gedoen, maar Jakobus sê, jy kan reg wees en terselfdertyd nie gevorm word in die beeld van Jesus nie. Jy kan die regte argument hê, die regte standpunt, die regte teologie selfs en steeds die verkeerde gees hê. Mense voel dit. Hulle ervaar die ego, die defensiveness is die Engelse woord, nee. Maar hulle ervaar nie Jesus nie. Wat kom uit jou uit wanneer jy onder druk is? En dan sê hy, wees stadig genoeg, slow down, om te kan ontvang. Ontvang met ootmoed die ingeplante woord. Die woord ontvang staan vir my uit, want baie van ons probeer geloof beheer voordat ons dit ontvang. Ons probeer onsself regmaak. Ons wil goed lyk voor die Here en voor mense. Maar die evangelie begin nie daar nie. Dit begin in die bereidheid om te sê, Here, ek wil iets ontvang wat ek nie self kan maak nie. So die bereidheid om iets te ontvang wat jy nie self kan maak nie. Hoeveel van ons is so besig dat ons net besig om te beheer, besig om te bestuur ons lewens en hoe ons lyk en wat ons doen en waarmee ons besig is, dat ons nie kan luister nie. Nie net na mense nie, maar ook na God, na sy gees, na die oortuigings, na die ongemaklike dinge wat by ons opkom, wanneer sy woord ons raak op die plekke wat seer is van ons harte. Ootmoed is nie om sleg van jouself te dink nie, ootmoed is om oop genoeg te wees om gevorm te word. Dis 'n baie ander ervaring. En Jakobus sê presies wat ons gaan vorm as ons met 'n openheid bereid is om te ontvang wat die Here vir ons wil doen. Die ingeplante woord, die Bybel. Nie net informasie nie. Hy praat van 'n implantasie, integreer. Nie ek het dit gehoor nie, maar iets het in my wortel geskiet. Ek kan jare lank in 'n kerk sit. Ek kan die taal van geloof praat. Ek kan die regte dinge glo en steeds
emosioneel reaktief bly en nie gevorm te word nie, want ek kan nie ontvang wat God in my wil doen nie. Steeds myself beskerm in elke gesprek. Steeds vinnig praat en stadig luister. Want informasie verander nie noodwendig jou karakter nie. Formasie doen. En formasie is 'n stadige werk. Dit gebeur nie in 'n oomblik nie. Dit gebeur in die herhaling van klein keuses en veral in die keuse wat jy maak in die oomblik tussen stimulus en respons. Daai oomblik ken ons almal. Waar jy voel hierdie reaksie kom, die verdediging kom, die verduideliking kom, die teenaanval kom. En in daai oomblik lê 'n keuse om te vra, Here, wat gebeur nou in my? Wat is U besig om in my te vorm? Wat sê U woord oor wie ek is en wie ek besig is om te word? Die woord het die krag om jou 'n ongelooflike kapasiteit te gee om met selfs die moeilikste dele van die lewe en verhoudings om te gaan. Dit is ook waarom ek so lief is vir die woord. Die Bybel is so eg. Dit skram nie weg van die moeilike goed van ons lewe nie. En dit help ons om te groei in 'n kapasiteit. Dit help ons om gevorm te word. Wanneer daardie moeilike goed waarvan die Bybel praat ook oor ons pad kom. En dan bring Jakobus ons by die deel wat dalk die moeilikste is. Hy sê, moenie net luister nie, doen. En Jakobus wys ons 3 konkrete plekke waar ons dit kan sien. Die eerste, hoe praat jy? Hy sê, as iemand dink hy dien God, maar hou nie sy tong in toom nie, daai is 'n ernstige maatstaf. Jakobus meet hoe jy gevorm is in die Here, nie eers aan die gawe van kennis of invloed nie. Hy kyk na hoe jy praat, na jou toon, na wat uit jou kom wanneer jy nie op jou beste is nie. Want jou tong is 'n venster op die innerlike wêreld. Jy kan indrukwekkend bid op 'n Sondag en jou mense Maandag seermaak met jou woorde. Dis nie 'n geïntegreerde geloof nie. Die tweede is 'n meegevoel en medelee. Hy sê ware geloof is om te sien na die wese en na die weduwees, die weeskinders en die weduwees. En dit klink na 'n sosiale opdrag, maar is ook iets meer. Jakobus sê, ware geloof maak jou sagter teenoor mense in pyn, nie harder nie meer selfbeskermend nie, maar meer oop, meer beskikbaar, meer bewus van wat om jou aangaan, want wanneer geloof net oor jou eie geestelike lewe gaan, word dit 'n selfhelpprojek. Maar wanneer die liefde van God jou werklik vorm, begin jy mense sien, regtig sien. Jou hart gaan uit na hulle. En die derde is integriteit. Jakobus praat van om onbevlek deur die wêreld te gaan en ek dink hy bedoel om in 'n kongruensie te leef, in heelheid, om dieselfde mens te wees oral waar jy is. Nie een persoon op een plek en 'n ander persoon op 'n ander nie. Dat my dade en my woorde ooreenkom met mekaar. En dis dalk die werk van 'n leeftyd om op so 'n plek te kom. Daar's rigting. Hy gee vir ons die rigting. Daai is 'n pad na heelheid toe. En ek wil afsluit met Jakobus se beeld wat alles in hierdie gedeelte saambind. Hy sê die woord van God is soos 'n spieël. En die mens wat daarin kyk en dan wegloop en vergeet hoe hy lyk, dis die tragedie van 'n lewe met die Here. Ons hoor, ons word geraak, ons voel iets, en dan loop ons terug na ons gewone lewens en ons gewone reaksies en ons gewone patrone. Die doel van die evangelie is nie net om ons te inspireer nie. Dis om ons te transformeer. Die grootste geskenk van verhoudings is nie dat hulle vir ons wys wie ander mense is nie, maar wie ons is en dat Jesus ons nog wil vorm. Die spieël van jou. Die persoon
vinnig reageer en vinnig verdedig en vinnig praat, maar ook die persoon wat kan leer om stadig genoeg te luister, om iets te hoor wat jy nie self geweet het jy nodig het nie. Stadig genoeg om te ontvang wat God wil saai deur sy woord in my lewe. Stadig genoeg om oor tyd 'n geloof te leef wat mense nie net hoor nie, maar sien. Want die wêreld het nie meer mense nodig wat net van Jesus praat nie. Die wêreld het mense nodig in wie Jesus sigbaar geword het. En dit sluit aan by ons visie as Mosaïek familie van die jaar. Moeder Teresa het gesê, is die kanker van die siel. Harvard het gesê, dis die stil pandemie van ons tyd. Medici sê, dis die gesondheidskrisis van die eeu. Eensaamheid en daarom die een uitnodiging wat ons voel die Here vir ons as 'n geloofsgemeenskap na roep vir hierdie jaar, een visie waaraan ons saam verbind, verhouding. Waar ons nie net fokus op wat ons saam doen vir die Here nie, maar ook wie is ons besig om te word terwyl ons dit doen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid en die vrede van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.